Ons Hemelheer, ons grote God van genade. Here, ons as mens is so swak. En as ons tot U kom, dan is ons geneig om net te vra. En ons wil net hê van U. Here, vergeef ons dit. Maar ons het niemand na wie toe ons kan gaan nie. U alleen as ons hulp. Daar is niemand wat ons kan help, soos wat U ons kan help nie, Here. En Here, ons wil vir U dankie sê dat ons in opregtheid altyd na U toe kan gaan. U is altyd daar vir ons. In tye van hartseer, pyn, gesondheidsprobleme. Here, wees met almal van ons. En waar ons vandag die diens hier so bywoon, laat dit 'n diepte in ons hart het, Here. En die mense wat dit vir ons voorberei het, wil ons dankie sê dat U hulle op ons pad gesit het. Dat hulle vir ons die weg kan wys. Wat ons nie altyd verstaan nie, word deur hulle duidelik gemaak aan ons. En ons verstaan dan baie beter. Here, wees met ons deur hierdie dag en behoed en bewaar ons teen alles kwaad en verkeerde dinge. Amen. Dan sê nou geen ek oor vir Tannie Diana. OK, ehm dit gaan vandag oor verwerping. So ek dink almal het al daaraan gelei. Al dink verseker, nê, as mens vrees kon gehad het, dan gaan nie definitief verwerping ook al gevoel het. OK, en dan kan jy maar aangaan. Die volgende een is, waar kon verwerping ontstaan het? Dan lees ek, bose geeste kan nie na willekeur in 'n mens ingegaan nie. Hulle moet 'n oop deur hê. Verwerping veroorsaak 'n wond, 'n opening, 'n deur waardeur bose geeste kan ingaan. Satan kan nie doen wat hy wil nie. Hy het nie wetlike regte nie. Maar hy is 'n uitbuiter van situasie, 'n strateeg. So hy sal dit misbruik, jy weet. As hy sien jy is vreesagtig en jy begin jouself bewerp, gaan hy heeltyd daai negatiewe gedagtes in jou in. Hy kan slegs voordeel trek uit is dit negatiewe omstandighede in iemand se lewe. As jy joy het, kan hy nie inkom nie. En as jy bly joy het, gaan hy nie kan inkom nie. As jy dit gaan verwerp, die negatiewe goed. As jy positief gaan bly en sorg dat jy nie in verwerping val nie, dan gaan hy nie jou joy kan steel nie. Maar as jy dit toelaat, dan gaan hy dit kan steel. Selfs wanneer konsepsie probeer hy die weerlose baba penetreer. En dit is die ouers se verantwoordelikheid om te keer. So, mens moet weet, vroeëre jare het die mense seker nou nie geweet dit kan 'n invloed hê op 'n baba nie. Die ouer mense, jy weet, deur miskien bekleierery, harde musiek en verkeerde dinge nie, maar vandag weet almal dit. Hoe rustiger jy is, hoe beter is die baba, want 'n baba kan byvoorbeeld, as hy nie wil in die wêreld kom nie, word hy 'n brugbaba. En dan gewoonlik in die ou jare is die baba doodgebore. Maar vandag kan hulle die baba uithaal, verstaan? Maar in sy binne, hy weet, mens weet nie, want hy is nog steeds aan Vader gekoppel, sy siel. So. En dit is hoekom hy dan nie wil kom nie, want dit klink vir hom seker daar van binne af, dit is woesie buite. Dan wil hy, dan wil hy nie, ja, so dit kan penetreer, jy weet, as daar enige ding aangaan in die huis, of geldelike probleme en al daai tipe goed. En dan, waar was verwerping? Dit kan voor geboorte gewees het. Was dit voor die geboorte of gedurende die vormingsjare of dalk onlangs? Selfs as jy nou nog, jy weet, begin skool gaan en daar's mense en kinders of onderwyseresse wat teen jou is of weet met jou lelik praat en daai goed kan jy al
verwerping optel, want dan is jy nog te jonk om soos 'n situasie te kan hanteer. En dan het ek ook nog geskryf, hierso, wat is 'n mens se reaksie op verwerping? Wanneer mens verwerping ondervind, is daar 'n teenreaksie. So, jy wil dadelik iets doen, maar elke mens is op sy verskillende vlakke hoe hy teen verwerping optree. Verwerping is nie die oop deur nie, maar die manier hoe ons daarop reageer. So, elke mens gaan natuurlik anders reageer. Party gaan woede baie kry en party gaan in 'n hoek sit. Jy weet, daai tipe ding. Jy soek, wat ek net sê nie, so verwerping is nie die okay. En dan kan daar uiterlike reaksies wees, soos ek gesê het, jy kan rebellie wees, jy kan verbittering ontwikkel, jy kan aanvallende maniere hê, wat jy mense aanval, of ja, daai tipe ding. Of soos jy op skool is en die juffrou takel jou, en dan sê jy goed vir haar terug. Dan dink sy, jy's 'n onmoontlike kind, maar intussen het sy dalk iets gedoen, dat daai kind verwerp voel. En dan verwerping is die seerste seer waarmee jy te doen het, wat jy kan kry. Jy soek fout by jouself, dan begin jy jouself vervloek. So, jy sien, as jy jouself vervloek, woorde het krag. So, dan gaan daai nie sommer weggaan nie, want jy het jouself vervloek. Want jy kan konsentreer net op jou swakhede. So, as jy heeltyd, daarom praat jy net, vervloek jy jouself, want jy konsentreer net op wat met jou verkeerd is. En jy reageer negatief daarop. Jy sien niks goed in jouself nie. En dis wanneer jy nou jouself vervloek. Die seer verhoed dat jy deur God se woord na jou lewe, nie deur God se woord so jy kyk nie na sy woord nie. So jy reageer op 'n negatiewe manier, in plaas van om God se woord te begin vat en begin werk daaraan om die verwerping uit te kry. Jy beseer jouself net meer. So jy doen net al hoe meer seer, jy kry seerder. Laterand is jy so in 'n diep gat dat jy nie meer kan uitkom nie. En dit is wat Satan van hou. Want dan takel hy jou daarop en maak jy nog erger en erger, en laterand is jy by 'n proses waar jy voel jy wil nie meer aangaan nie. En dan gaan ek hier aan, jy kan ek het ons daar gelees, die volgende slide is ook die gevoel, jy kry die gevoel van nie goed genoeg nie. Die gevoel wegstoot, weggooi. Jy wil wegstoot, weggooi, mense om jou byvoorbeeld. En ek voel ek moet kruip. So ek voel ek is in 'n nederlaag, ek wil nie iemand met my sien nie. Ek wil onbewus, ek wil eintlik deursigtig wees dat iemand my sien nie. En dan wat is verwerping? As jy byvoorbeeld nie daarvan hou om tweede beste te wees nie. Jy wil byvoorbeeld met alles eerste wees. Jy weet, sodra jy nou tweede of derde plekke kry, wat ook al jy nou in die lewe doen, dan begin jy verwerp te voel. En jy voel altyd alleen. Dan voel, as jy altyd alleen is, kan verwerp, jy dink jy's verwerp deur ander mense. Dis hoekom jy altyd alleen is, maar eintlik moet jy net uitgaan, want mense weet nie van jou nie. Jy weet, daai tipe ding. Egskeidings kan ook verwerping veroorsaak in 'n mens se lewe en dood. As jy iemand verloor naby jou, kan jy ook verwerp voel. Soos mense gaan ons deur sekere stadiums as iemand dood is. Jy's eers in die begin kwaad. Want hoe kan die persoon my nou los? Ons het dan soveel dinge wat ons vir mekaar gesê gaan ons eendag dit en dit doen. Nou los hy my halfpad langs die pad. Weet daai tipe ding nie. Jy gaan deur fases as iemand doodgaan. Kwaad gevoelens, hartseer gevoelens, al daai tipe gevoelens. En is teen die wêreld se norme
Jy kan nie mense maak om jou lief te hê nie. Jy wil partykeer hê iemand, sê nou maar jy het nou iemand in jou lewe en jy wil graag hê die persoon moet vir jou lief wees, maar hy is nie. Dan voel jy verwerp omdat jy hom nie kan maak om jou lief te hê. Dis nou maar net met iemand, maar dit kan met familie ook wees, jy weet. En jou verwagting is groot van mense en as jy dit nie kry nie, en dan voel jy ook verwerp. En dan het jy seer gekry. Jy het baie seer gekry met sekere goed. En eintlik sit jy die hele tyd op daai ding, jy het seer gekry, jy probeer nie aan dit werk om uit dit te kom nie, uit die verlede se dinge te kom nie. Jy bly net dink jy het seer gekry, en so vat Satan jou vas, want hy het daai, en dan gaan jy bly dink jy het seer gekry, gaan nie later dan uit daai gewoonte uitkom nie. Ja. Ja, ja. Ja, dit is so. Byvoorbeeld ons wat byvoorbeeld soos oor mans dink wat ons nie meer wil hê in ons lewe nie. Ons het eintlik vloek oor onsself wat ons niks meer wil. En jy het jouself nie lief nie. Jy het jouself nie lief nie. Jy dink, ag, as jy nie vir jouself lief het nie, wie gaan vir jou lief wees dan? Want ek dink mense kan seker sien as jy nie vir jouself lief is en jy gee nie meer vir jou om nie. En ek dink ander mense kan dit agterkom en partykeer wil mense nie heeltyd tussen negatiewe mense sit nie. So mense moet probeer om dit wat jou seer gemaak het, dat dit nie toon in jou lewenswyse. Okay, dis waar maskers nou inkom wat ek oor gaan praat. Waar jy verskillende maskers opsit wat jy lyk jy is okay, maar jy is nie. Hierso is ek nou by dit, masker vir elke verwerping. Jy spreek 'n vloek oor jouself. So, alles wat jy sê wat negatief is oor jou, kom oor jouself, dit hou maar nou net aan en aan en aan, want Satan ken jou swak plek. Daar's 'n oop deur. En jy gee die God van die wêreld eer, want hy geniet dit dat hy jou nou in sy hande het. En ek gaan nou na hierdie twee volgende punte kom, op die volgende slide. Hierdie een is herhaal die negatiewe, en dan die saad wat gesaai word, as jy heeltyd so voel. Maar dit is nou op die volgende slide, is maskers vir elke situasie, en dan moenie die negatiewe storie, as jy 'n negatiewe storie het, oor en oor herhaal nie, van die een na die ander gaan, byvoorbeeld jy gaan na die sielkundige, na die volgende, en jy gaan praat met die, en jy gaan praat met daai, en so gaan dit aan, vir hulp, dan is dit woorde wat jy so saad rondsaai, wat by verskillende mense is, dan jou lewe begin na 'n tyd soos 'n land word wat vol onkruid gaan opkom, want jy saai net saad, jy moet eintlik by Vader kom, en mens kan nie van die een na die ander gaan nie, soos ek sê, want dit is 'n negatiewe storie eintlik. Jy kan nie met die seer klaar maak sonder om by die kruis van Jesus uit te kom nie. Sien jy daar? Die seer sal nie weggaan nie. So jy moet uiteindelik by hom uitkom. Want andersins, dit help die harte van die een persoon na die ander. Die uitweg is om by Jesus uit te kom. En die drukking begin in ons opbou. As die drukking begin opbou in jou, met jou seer, net daar begin jy maskers opsit. Ons begin maskers dra vir elke situasie. So waar jy ook al kom, het jy dalk 'n ander masker op. Jy het hier, tree jy so op, by die winkel tree jy so op, by sekere plekke is jy dalk aanvallend. Party plek, jy verander net, jy klomp verskillende maskers. En jy besef dit, want as jy by die huis kom, dan knak jy partykeer. Want omdat dit is inspanning om heeltyd met 'n masker te loop. En dan as jy met jouself kom, dan begin jy jouself weer
bring na daai slegte vlak toe. En dit is nie goed so nie. Jy moet wees soos jy is. As jy, ja. Soos jy nou is, moet jy by die winkel wees, jy moet by mense wees, jy moet so wees. Jy is eintlik dan gesplete persoon, want jy gee voor en sodra jy, dit het aan my gebeur, jy moet by die werk voorgee, maar nou nie hier nie, waar ek gewerk het, jy moet voorgee die hele dag, jy voel okay, oor 'n sekere saak, en as jy dan in jou motor inklim, dan begin dit te loop, dan breek jy, dan het jy opgebou, tot waar jy nou nie meer kon nie, en dan daai situasie maak dat ek het laterand gesê, my kar weet presies hoe om by die huis te kom, want elke keer as ek in die kar geklim het dit gestroom. Maar gelukkig nie meer nie. En dan die volgende slide, is haal die masker af. Hierso is nou die ding wat ons moet doen. Die storie van ons lewe. Verwerping wat jou siel stadig laat doodgaan soos 'n onsigbare dolksteker. Jy begin stadig doodgaan. Dit is soos 'n vermoorproses wat jy aan jouself doen. Dit is nie 'n vinnige dood nie. Jy begin jou stadig maar seker doodmaak. En as jy nie jouself gaan verander nie, gaan dit op die dood uitwerk, want alles onder Satan is dood. Hy glo nie aan liefde nie. So dis 'n stadige vermoorproses. So dit is 'n gevaarlike situasie. En om maskers te dra, dis ook nie goed nie. Want jy bou op en dan as jy alleen is, dan kom al daai negatiewe goed oor jou en dan het hy beheer oor jou. Dan maak hy jou nog slegter voel en slegter voel. Okay, dit is dan nou die storie van die lewe en die masker van 'n soeker. Jy soek vertroosting wat die wond net groter maak. Jy kan byvoorbeeld sê nou maar jy's alleen en jou man is dood of enige ding en jy soek nou iemand in jou lewe weer. Dan dra jy eintlik 'n pakkie saam met jou wat jy nie opgelos het nie. En jy soek eintlik vertroosting wat dan ook nie gaan werk nie. Ja, jy soek vertroosting. Verwerping staan voor in die ry van meeste probleme. Dis die nommer 1 probleem. En nou wil ek op die volgende blaai gaan ek nou daarvan gaan 'n paar skrifte lees van verwerping, dis meeste probleme is maar van verwerping af. En 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En dan Hebreërs 12 vers 15, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Sien jy die bitterheid wat opskiet en dan onrus verwek en dan word jy besoedel daarmee en jy besoedel ander mense ook daardeur. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Sien jy daar? Jy het 'n skeidsmuur tussen jou en God, want jy het hom nie genader nie. Jy het nie na die woord toe teruggegaan nie. Jy het aangehou laat Satan maar jou vol goed prop. Ja. En dan gaan jy aan en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So hy hoor nie, want hy weet jy's deel van die wêreld. Ek wil nie eers eintlik sê wêreldse God nie, want hy is niks. Verstaan? Ja. Hy dink hy is, maar hy kan niks. Vader is, maar ja, maar as jy bly negatief is, want soos ons nou die dag gesê het van vrees is 'n sonde.
Net soos verwerping ook, want dit kom ook maar uit, ek dink baie dinge gebeur uit vrees. Uit vrees kan depressie kom, verwerping kom en al daai tipe goed, en dit is nie van God nie. Anders jy dit het, gaan hy jou dalk nie aanhoor nie. So ons moet probeer om uit daai, uit Satan se greep te kom. En dan gaan ek aan, en dan is dit, het ek 'n deel van meer salwing as jy gepers word. As jy dit beteken, omdat jy deur moeilike omstandighede gaan, is dit nie dalk omdat God jou wil straf nie. Hy wil jou deur 'n situasie sit waar hy jou soos olywe wat gepers word, dat jy beter daar aan die kant kan uitkom. So, partykeer bring hy dalk iets oor jou wat jy dink, dit is verkeerd, maar agterna, dan sien, as jy terugkyk, dan dink jy, dit moes so gebeur het, maar nou is ek 'n beter mens. En dan lees ek 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot jul beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. En dan 1 Petrus 5 vers 10, en mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het julle volmaak bevestig, versterk en grondves. So sien, na jy kort, ek dink elke mens moet maar lei in hulle lewe. Anders gaan dit nou net te lekker gaan. Jy weet, en jy gaan nooit uitkom by God nie. Is dit nie so nie? En dan die volgende slide is teëspoed bring verandering. Dit gaan ook maar wat ek nou gesê het oor dinge wat met jou moet gebeur, dat jy gepers word, gedruk word. God stel meer belang in my verandering as verandering in my omstandighede. Sien julle daar? Hy wil hê ek en jy, ons almal moet verander, al is ons omstandighede hoe. Ons moet ons daar uitkry. Ek weet dit is moeilik, maar ons moet. Jy word getoets waarin jy die swakste vaar. Ja, dan leer ons harder en sit meer in om die volgende toets te slaag. Teëspoed word gebruik om onsuiverhede in ons karakter na vore te bring. Sien, dan bring dit uit wat ons karakter eintlik is, en dan moet ons daaraan werk. Plekke waar ons verbetering nodig het, word soos 'n spieël waarin ons kyk en die probleem raak sien. Ons moet begin die probleem, soos jy jouself in die spieël kyk, moet ons dit begin raak sien. Hy is besig om iets uit my lewe te verwyder, sodat ek 'n nuwe vlak kan ingaan, en hy gebruik mense en situasies om te help, sodat jy jou beter in daardie spieël kan sien. Sodat jy jouself kan sien, en dat jy jouself as 'n beter mens kan sien. Dat jy kan sien hoe jy werklik is. Ons wil altyd ander om ons verander. Partykeer wil ons ander mense om ons verander. Maar God stel belang daarin dat jy jouself moet sien. Ons moet elkeen na onsself kyk. Soos hy jou wil verander na sy beeld, soos wat hy ons geskape het. Ja, ek kan net kyk, ek het hier iets op 'n blaai geskryf. So hier het ek geskryf dat God stuur nie probleme nie, maar hy laat dit toe. Sodat ons dan kan agterkom wat is fout. As jy regtig jou wil verander, dan gaan jy jou foute sien en jy gaan daaraan wil werk. Dis mos beter om te probeer werk daaraan as wat jy verval en jy lê daar in die bed en jy het 'n kombers oor jou kop en jy wil nie meer opstaan nie. Is dit nie beter om te veg daarteen nie? En om te probeer uitkom daar nie? Is dit nie 'n beter plek nie? So dan gaan ek aan
Die volgende slide. Vergifnis kom deur vernedering. Al is ek reg, maak dit nie saak nie. Ek sal vergewe en so die verkeerd wat aan my kan vaskleef, laat afval. Ons moet dit wat aan ons vaskleef, laat afval. Doen die regte ding en vergewe soos Jesus jou vergewe het vir wat jy aan hom gedoen het. Kyk hoeveel dinge het met hom gebeur en hy het tog gesê, Vader, vergewe hulle. En dit is hoe ons ook moet wees. Eintlik moet wees, dit wat aan ons vaskleef, soos Susan altyd vir ons beduie van hoe die verkeerde goed aan ons vaskleef, ons moet dit probeer van ons wegkry. En net jouself kan dit doen. Jy weet, jy moet self besluit, maar ek wil nie meer so wees soos wat ek is nie. Want dan wil jy nie meer bestaan nie, en jy is nog met 'n doel daar. Ek het ook al partykeer gesê, wat is my nut in die lewe, maar jy is nog daar, jy moet nog iets doen. En dan die skrif, wat ek daarby gesit is Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So, ons kan vry wees van hierdie dinge. En dan gaan ek oor na die volgende een. Maak die saak met God uit. Dit is die beste, dit is die waarheid, dit is wat ons moet doen. Dis waar jy moet kom. Maak het uit met God. En ek het dit ook al vertel, as jy daar diep onder in 'n gat is, die beste plek is, vat daai woord en maak oop. Dis al hoe jy jou reg kry. Daar is nog daar wat jy voel, maar jy kan dit beter hanteer. Okay, God self kom genees. So, as jy sy woord doen, en hom sy gebooie onderhou, en onderhou wat hy van jou wil hê, sal hy jou genees. Jy kleef aan die een wat jy nie vergewe nie. Byvoorbeeld as jy iemand nie vergewe, wat Susan ons nou, ek het nou beduie, sy het mos so 'n mooi ding, aan bind sy ons aan mekaar. Dan kleef jy in die ander een. Dan sit jy nog in die dryfsand vas. Dis waar jy vassit. Nou, hoe kom jy daar uit? Net deur die woord, deur God se woord. En dan is jy genees vir 'n leeftyd. Daar gaan tye kom wat jy voel, ag, vandag voel ek nou nie, maar jy's okay. Môre is jy weer reg. Wat ek altyd sê, ek voel vandag dalk nie goed genoeg nie, maar dan dink ek, soos Dawid gesê het in die Psalms, môre skyn die son weer. Dan vergeet jy wat gister gebeur het, Michael. Jy sê mos mens moet vergeet. Wat agter is mos vir altyd verby. Nou, hoekom moet ek nou vandag dit inbring wat gister gebeur het? Vandag is 'n nuwe dag. Die son skyn. Ag, hy skyn nie vandag nie, maar ons hou van die weer. Al skyn hy nie, dis 'n nuwe dag. En dan lees ek daar by Psalm 51 vers 13 en 51 vers 15. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. En dan 51:15, red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong u geregtigheid uithebel. En sien, dis psalms. Ek glo psalms is 'n healing boek. Ja. En die volgende blaai is deursoek my hart. Wie kan dit ken? Ek die Here, dis wat Vader sê, ek die Here deursoek die hart, om aan elkeen te gee na sy weë. Wat dit beteken is hoe jy jou lewe loop. As jy elke dag maar die verkeerde dinge doen, gaan hy jou behandel na jou weë. Dit gaan nie met jou goed gaan nie. Dan verstaan mense nie hoekom nie, maar dis omdat jou weë nie die regte ding op die regte pad is nie. Volgens die vrug van sy handelinge. Dit is wat jy doen, jou handelinge. En dan
om te vertrou op die krag van 'n mens, lei altyd na 'n pad van smarte. So ons moet nie aan 'n mens kry. Daarom het ek Jeremia 17 bygesit. Julle ken seker waaroor dit gaan. Dit gaan oor jy moenie op 'n mens vertrou nie. Maar ek gaan dit lees. Op die eerste blaai is Jeremia 5-7. So sê die Here. Ek sê maar Here, want dis eintlik mos Elohim, né? Hierso. Of jy Yahweh. Maar omdat ek nou nie dit ingesit het nie, gaan ek nou vergeet. Maar dit is die regte woord, is mos nou Yahweh en Elohim wat ons gebruik, né? OK. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal, sien jy hoe gaan hy wees? En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. En hy sal nie sien as die goeie kom nie. Hoe gaan hy sien? Want jy's in 'n wildernis soos 'n rolbossie. Maar oor plek kom nie, maar oor dorplekke in die woestyn bewoon 'n brakkerige en onbewoonde land. Dit is hoe jou lewe gaan wees. En dan vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. En dan gaan ek aan met 17:8-10, want hy sal wees soos 'n boom, dit is nou die mens wat in God vertrou. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? En dan sê die Here, die Here, deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge, wat ek nou gelees het. Jy sien, hy kyk na jou weë, en as dit nie goed is nie, dan gaan hy, ek weet nou nie hoe om dit reguit te sê nie, maar ja, dan is jy nie eintlik in kontak met God nie. En dan die volgende ene. Is ontsmet die wond. Wees stil en weet wie is die Here. Ons moet weet. Dit is die belangrikste om die wond te ontsmet. En dan van dag tot dag brood breek. Dit beteken die woord. Ons moet van dag tot dag dit doen. Dit is wat die wond gaan ontsmet. Waar 'n wrok is, kan 'n bose gees wees. So as ons 'n wrok het teen iemand, kan daar 'n bose gees wees. En dan het ek bygesit, dit gee die bose 'n groot houvas op jou. Jy moet eers vergewe, maak nie saak wat hy persoon aan jou gedoen het nie, vergewe eers. Dit help nie jy sê, ek wag nou maar vir daai persoon nie, daai persoon kom dalk nooit nie. En dan loop jy met daai wrok in jou hart. En dit kan jou verhouding met Vader verbreek. Wat maak jou van binne dood? Elkeen sal van self weet wat binne in jou, elke mens is anders. En elke mens weet wat binne in jou self doodmaak. En gees van begrip. Ek het toe nou, ek wil net kyk waar het ek het geskryf. Ek wil die gees van begrip net verduidelik. Ek moet in die waarheid kom. Gee aandag aan dit wat jou probleem is. So, ek moet in die waarheid kom en ek moet kyk en gaan sit en kyk wat my persoonlike probleem is en werk daaraan en gaan terug na die woord. Doen dit, soos Susan sê, skryf 'n gifbrief, skryf neer wat jou probleme is, skryf neer wie haat jy dalk of wat jy 'n wrok het wat iets aan jou eendag, al is dit op die skool gedoen het. Skryf dit neer en vat die woord en bid daaroor en vra vergifnis eers, maak nie saak nie.
En dit is nou wat ek bedoel van gees van begrip. Gees van begrip beteken, jy moet kyk daarna, kyk wat kan jy daaraan doen, self, moenie wag vir iemand nie. En dan, hier is vergewe, moenie wag nie. Ons moenie wag nie. Vergewe, moenie wag dat ander jou vergewe. Dis wat ek nou gesê het. Dan kan die persoon nie langer hou vas op jou hê nie. So, daai persoon, alweer daai persoon nie eers, hy het eendag iets aan jou gedoen nie, maar hy het eintlik 'n hou vas op jou, hy weet dit dalk nie eers nie. Maar dan is daar nie meer 'n hou vas nie. Vergewe jou oortreders. Anders kan 'n onrein gees toegang tot in jou wond verkry. As jy nie vergewe nie, dan gaan hy wond ook nie skoon kom nie. Hy gaan maar net sweer en oop gaan en aanhou. Vergewe en vergeet. As jy vergewe en nie vergeet nie, dit moet jy ook doen. Dit help nie jy vergewe nie, maar jy bly nog dink daaraan wat daai persoon aan jou gedoen het. Dit is 'n moeilike een, want daar's mense wat ek al lank al vergewe wat dinge aan my gedoen het, wat my posisie in my lewe verander het, want dink ek soms maar daaraan, maar dan sê ek vir myself ek het hulle vergewe, maar ek dink daaraan, dit is seker ook verkeerd. Mens moenie, eintlik moet jy hulle skraap uit jou lewe uit. Geheueverlies kry. En hier het ook ons gesê, as jy vergewe en nie vergeet nie, kan die pyn nie uitkom nie. So, jy moet vergeet ook. Dit is ook belangrik. Nee, want jy het nou die woorde gesê, jy vergewe die persoon. En jy het vir God ook gesê in jou gebede, jy vergewe hom. Maar dan kom daar tye en dan dink jy aan, maar daai persoon het mos nou veroorsaak dat dit en dit my gebeur het. Dan dink jy weer daaraan. En dan is daar so effense van 'n en dan sê jy, ag, los dit nou. Maar dit kom. Tannie, ek het net op dieselfde punt is, ek dink wat hulle bedoel met dit is as jy, ek dink die hele tyd daaraan, verstaan, maar die dag as jy nou gaan en jy vergewe die persoon wat dit gedoen het en wat hy eintlik bedoel is, naderhand dink jy nie elke dag daaraan nie. Dit sal soos 'n denke terugkom miskien in die toekoms, maar jy dink nie elke dag meer daaraan. Nee, dit kom so uit en by. Jy vergeet die persoon en dis waar dit actually dan nou weggaan en maar kyk keer ry jy nou byvoorbeeld by plek wat sê nou naby waar die situasie was, dan dink jy daaraan. Maar miskien is dit dan nie soos 'n wrok nie, nê. Dit is, jy kan nie help dat jy daaraan dink nie. So, mens moet vergewe. Maar mens gaan nooit, behalwe as jy geheueverlies het, soos ek nou gesê, want jy heeltemal. Ja. Is moeilik, want jy elke dag tussen mense. Ja. Want dit help nie, ek het nou gelees, daar moenie, wat 'n blaai het ek het gelees, wat jy nie aan iemand anders moet probeer, jy moet net aan jouself dink. Het ek net gekyk? Hierso op bladsy 10, ons wil altyd ander om ons verander. Maar God stel belang daarin dat jy jouself moet sien soos hy jou wil verander na sy beeld. So ek dink, en wat dink jy, Michael, dat ons maar net bid vir die persoon? Ja. En, ja. En ek dink, partykeer kan mense dan sien, maar jy het verander. En dan wil hulle dalk ook so wees. As hulle 'n goeie verandering in jou sien. En dit kan dalk ook lei tot dat jy nie eers met woorde eers iets hoef te sê nie. So, maar ja, dit help nie. Ek weet mense het al mense probeer, jy bring hulle tot by die water, maar dan wil hulle nie drink nie.
O, okay. Ja, en dit kan ook verwerping aan oom veroorsaak, nee. Omdat ja, ek weet, partykeer kan 'n mens se mond, jou woorde, kan ander mense, ja, jou tong kan ander mense seermaak. Mens moet ook maar dink hoe jy praat partykeer. Dat nie vinnig, ek babbel partykeer, dan kom maar vinnige goed uit. Maar of ek praat met myself, omdat ek alleen is, en dan hoor ander mense my en dink hulle ek het gepraat met hulle. Okay, dan gaan ons aan na die volgende een. God alleen kan skuld betaal. Jy probeer skuld invorder, God alleen kan skuld betaal. Ek het nou ietsie ekstra hierso, ek net, iemand moet, die gevoel wat jy dan kry in jou binneste is jy probeer skuld invorder, waar ek nou gesê het, God kan alleen skuld, maar in jou binneste voel jy, iemand moet betaal vir die pyn wat hulle aan jou gedoen het. En jy moenie so dink nie. Dit is wat dit bedoel, God sal die skuld, hy sal dit uitsorteer. Moenie jouself gaan dink, maar hier, soos wat ek nou gesê, daai persoon het jare terug, moenie jouself, hy sal self met daai persoon werk. Dink aan jouself, hoe kan jy jouself verander? En dit is, hy sal die skuld betaal, hy sal dit doen. Ons moet die God se wees soos 'n God om ons eie lewe, hy's in beheer. Hy's in beheer. Ja, hy sal stry. Hy het mos gesê, los alles, ek sal, ja. Dis wat dit bedoel. En dan, hierso sê hulle ook, los die verlede agter. So, moenie meer dink, dit is verby. Dit krap jou net om as jy in die verlede dink. En moenie bitterheid opgaar in jou hart. Ja, moet dit nie opgaar nie. Hou jou hart skoon. Begin elke dag nuut. Soos ek nou gesê het, moet nou nie dink aan gister nie. Ja, al reën dit. Ons hou eintlik van reën, want dan is dit goed vir die boere. Weet, ja. Moenie van molsope 'n berg maak nie, wat ons baie keer doen. Moenie onvergewensgesindheid koester nie. Slegs Jesus kan volkome genees. So, ons moet heeltemal alles los vir die Here. Ons moet nie dit probeer self invorder nie, wat die persoon aan ons gedoen het nie. En dan, Jesus beweeg in peto en aiomai woord, is dit reg? Pioto en iomai. Okay, daai eerste woord pioto is Grieks, en dit beteken mos daai 3 woorde, nie? Want ek het gaan Google ook maar. Herstel, die Griekse een is herstel, dit bring jou terug, revival, hernuwing. So, 'n nuwe lewe sal ek sê, lê die oue agter. Soos Paulus ook gesê het, los alles wat verkeerd is agter en strek uit na vorentoe. En dit is wat dit bedoel. En dan die ander een, aiomai, Hebreëus, dit beteken genees, herstel, vrygemaak. En dit is waarin ons moet beweeg, soos wat die woorde is, waar Jesus in beweeg het. En dan die Griekse een is, bring terug na die oorspronklike status, soos wat jy was. En dan die Hebreëse een, dit is die sonde vergewe. Dit gaan oor die sonde vergewe. En dan gaan ek na bladsy 20. En net hierna breek ons. En dan het ons die 2 siektes, dit kan 'n gelowige gebind wees. Ek gaan nou net onderaan eers daai 2 stukkies lees wat daar onder is. Is alles reg?
Okay, die twee onderste gedeeltes, daai wat lees iets wat in jou sielsdimensie nie reg is nie. Dit is die twee siektes wat die bo kan 'n gelowige gebind wees. Dit kan jou bind. Iets wat in jou sielsdimensie nie reg is nie. Soos ja, dinge wat jou omkrap, verbittering, enige ding. En die ander een is dat siekte oor jou kom. Jy dalk moed verloor oor iets in jou lewe. En jy bly, jou liggaam bly in daai proses. En dan later aan maak jy jou liggaam siek. Omdat jy heeltyd in daardie gevoel is. En mens moet daaraan dink ook, om uit al hierdie te kom, soos verwerping en daai tipe goed. Mens moet daaraan dink wat dit aan jou liggaam kan doen. Aanhoudende stres wat dit kan veroorsaak. So 'n mens moet maar daarna kyk as jy graag na jou liggaam wil kyk. En dan gaan ek nou bo lees, die skrifte, Johannes 5 vers 14. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Nou sê hy vir hom, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Sien jy, ons moenie sonde doen nie, want dan kan ons siek raak. Jou liggaam kan nie heeltyd in 'n gestreste gevoel wees, daai gevoel wees nie, want iewers gaan daar skade kom. Net mense met verskillende vlakke, elkeen kan op 'n ander plek siek raak of iets van daai aard. En die ander skrif is Johannes 9 vers 2. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord 9 vers 3. Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. So hier staan onder dit, nie uit bloedlyn vlak of uit sonde nie. So, dit is nie uit bloedlyn, dis omdat jy, hierdie ou het nie gesondig nie, verstaan, maar dis om God, om te bewys, die werke wat God kan doen. Dit was die voorbeeld, of die bewys gewees, wat God kan doen, as jy hom gehoorsaam. En dan gaan ons eers hierso breek, en dan gaan ons die volgende een, gaan ons gaan oor wie het jou seer gemaak, en wie het jou weggegooi of bedrieg. Hemelse reën. Hoe heerlik is die geur van die reën. Dit is 'n hemelse geskenk waarmee God ons nou seën. Alles het in 'n knellende hitte en in 'n brandende son verdroog. Die nood van plant en van dier en van mens was baie hoog. Maar in gebed en geloof het ons na U gegaan, na U ons redder wat ons lyding verstaan. Want U alleen is ons hulp, o Heer, U wat nooit die rug op sy kind sal keer. In afwagting en in vreugde het ons aanskou, hoe dat die onweerswolke op die horison opbou. Met die gerammel en harde knal soos 'n genadeslag, het reendruppels geval op 'n dorre aarde wat wag. Soos die reendruppels vermeerder tot 'n bruisende stroom, vra ek U, my Vader, om so ook my lewe met liefde en met geloof te omsoom. Heer, laat dan ook U hemelse reën van liefde en genade in ons harte neer, soveel sodat sonne se droogte ons nooit nie sal verteer. En dan gaan ons nou aan, wie het jou seer gemaak, of wie het jou weggegooi of bedrieg? En hierso sê hulle, hoe maklik kry jy seer? En jou rooi vlaggie, maar ek gaan dit nou in die volgende slide vir julle uiteensit. Hoe maklik kry jy seer? Dit gaan nou oor die wat ek op die vorige blaai. Hoe fyn gevoelig is jy? Jy kan so vol wonde wees, dat jy oral seer het. En mense kan niks sê of naby jou kom nie. Want jy retireer en ruk weg van die oop wonde.
So, jy wil alleen wees, niemand moet naby jou kom nie. Ons moet seker maak dat die wonde in ons lewens genees is, want dit is waar die bose infiltreer om te lieg, te steel en te vermoor. En dit is wat ons nou gesê, as hy jou daar het, dan gaan hy jou daar probeer hou. Dis nie deur jouself en die woord, as jy die woord gebruik, en jy besluit, jy gaan nou uitgaan daar uit, al gaan dit sukkel, soos jy nou gesê, Johanna, dit help jy moet aangaan. Jy moet stappe begin dink, hoe gaan jy dit doen? En al is dit die begin, maar God gee jou krag om dit te doen, omdat jy uit jou eie uitbesluit het. En as jy net gaan lê en niks besluit nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Want dinge gaan nie net soos 'n staffie hier voor jou verander, as jy net daar lê nie. Jy moet begin handel, jy weet, jy moet iets, al is dit net die eerste stap, en is moeilik, maar geprobeer, jy weet, julle almal. En dan die rooi vlaggie. As ons minder ons rooi vlaggie, ons tong rondswaai oor mense se lewens, dan sal ons dalk minder bestorm word. So die tong is maar 'n gevaarlike ding, hy kan lewe en dood veroorsaak. Hy kan partykeer maak, oom Jan voel mos nou so, van die tong. Nie toelaat dat die tong ja, as jy iets lekkers eet, goed, ja, maar moenie dat iemand anders se tong jou seer maak nie. Dis net hulle self. Dit is eintlik, hulle het eintlik 'n probleem. En dan bladsy 23, wat is die vrug? Hoe lyk verwerping in ons lewe? Hoe tree ons op in verwerping? Vertroetel jy seer in jou lewe? Vertroetel jy dit soos jy jou hondjie sal vertroetel op jou kaaitjie? Selfregverdiging van, jy het die reg om verontreg te voel. Jy voel nou so, want daai persoon het jou so seer, en jy bly nou so voel. Moenie so voel nie, mens moet maar vergewe. En dan sien my tog net raak. En dan sê ek hierso, soos daar's mense wat selfgenesing blokkeer. Want solank hulle siek is, kry hulle aandag. So, dit gebeur. Want hulle soek aandag, en dan hou hulle dit terug om gesond te word. Want omdat dit vir hulle belangrik is om so aandag te kry. Ja, selfbejammering. En dan hierdie ander ene is, ek glo nie, ek hoef met iemand te praat nie. Jy kan hoogmoed ook kry. Jy kan dink, ag, niemand kan dit doen soos ek dit doen. Jy weet, jy kan dalk dink, ek dink die ding beter as daai een. Jy kan hoogmoedig ook raak. Dit is wat ek bygevoeg is, dit is wat jou vashou, dat jy nie kan deel nie, as jy hoogmoedig. So, jy kan niks van niemand sê nie. Jy kan nie jy weet, vra, wat kan ek doen aan die situasie nie. Ja. Wel, iemand wat jy dalk vertrou, wat jy weet, sal nie uitpraat nie. Dan moet mens partykeer net praat, en dan help dit ook. Maar mens moet nou nie gaan na mense wat jy weet wat dalk tonge los is nie. En dan kan jy verhouding teenoor mense ook kry. Ja, verhouding. En dan volgende slide. Hoe tree ons op in verwerping? Hou op met oppervlakkigheid. Ek het daar gesit, moenie jou verlekker in ander swakheid nie. So, ons moet ons nie verlekker nie. Of as iemand iets skielik verloor het of so, ons dink, ag, hy het dit verdien, of jy kry lekker dat daai persoon nou swaar kry, en al, jy weet daai tipe ding. Smag jy na komplimente? Hou jy daarvan dat om voor te wees?
daarvan hou om komplimente te kry, jy weet, en as jy nie kry nie, dan voel jy so afgehaal, en dan wil jy nie meer na die plek toe gaan nie, want niemand het jou raak gesien nie. En die is die een wat ook dit eintlik stel, draai die kollig op jou, bang dat jy nie erkenning kry nie. As jy nie erkenning kry, dan besluit jy, ek gaan nou nie na die plek toe nie, want niemand het my eers raak gesien daar nie. En dan kan jy maklike jammer, ek leef nog houding ook kry. Jy verkleineer jouself voor mense. Ek sal byvoorbeeld vir jou sê, ag, ek beteken niks in daai tipe goed. Jy maak jouself sleg en al, dis soos ek nou gesê het, jy kan jouself vervloek. So jy gaan, en mense hou ook nie daarvan om heeltyd dit te hoor nie. Jy weet, dat jy sal mense, hulle onttrek van sulke mense, want jy maak hulle neerslagtig. En die volgende een is, leer jy werklik of is jy op die verhoog? Sit jy maskers op, dit is wat ek bedoel. Is jy besig om jou dinge wat jy ervaar weg te steek en jy is op 'n verhoog waar jy nou alles wegsteek en almal dink dit gaan goed met jou. Het ma en pa jou herinner om nie jou talente te begrawe nie, hulle kan dalk dit gesê het, en nou het jy nie 'n ding wat jy kan wys dat jy iets goeds kan doen nie, nou voel jy ook verwerp en te neergedruk. Maar hulle is gesê het, maar jy kan dit doen. Hulle druk jou te veel om 'n sekere punt te kom en jy kan dit dalk nie bereik nie, of jy stel nie belang daarin. Partykeer druk hulle mos die kinders om so hoë punte te kry. Ja, en dit maak daai kind dat hy later aan verwerp voel, want hy is miskien nie aangelê vir sekere goed nie. Moet jy altyd goed doen, of soos om perfeksionisties te wees, jy weet, om alles presies. En dan kyk jy so na ander mense ook. Jy weet, hierdie mense is nou nie soos ek nie. Die weet daai tipe ding. Maak jy klaar wat jy begin het. Soos iets, sê nou maar ek begin 'n trui brei. Maak jy klaar met wat jy begin het. Sê nou maar jy het vir jou stokperdjie gekry om jou aandag besig te maak. Doen jy dit klaar? Of los jy dit halfpad, dan begin jy weer met 'n ander ding? Hierso, dit sê, as jy so is, word jy aangejaag deur 'n onrustige gees. Jy's onrustig, jy's kan nog nie jou aandag by die patroon sit nie. Johanna? Johanna. Jy moet jou aandag gee op daai en jy gaan nie maak dit klaar. Anders is jy soos 'n gejaagde gees. Ja. En as jy soete braak het, as jy nou byvoorbeeld jou verlekker het aan iemand, ja, Satan haat liefde, so hy sal jou aanjaag om daai braakgevoel te hê. So, hoe meer jy dit wil doen, hoe meer gaan hy jou aanpoor om dit te doen. En volgende is vrees vir seer kry. Jy bou mure om jou. Jy is nou bang miskien weer vir 'n verhouding of enige ding, want jy is bang vir seer kry. Ja, ek dink ons het almal dit maar opgebou om ons, ja. Vertrou niemand. Jy vertrou niemand. Jy kom in daai proses wat jy, ag, daai persoon praat net en so. En jy's agterdogtig teen almal. En dan dink jy ook by jouself, almal is teen jou. Jy weet, jy kom in die vertrek en jy dink in elk geval almal is, dan gaan jy die hele tyd daai gevoel hê dit is so, maar dit is dalk nie so nie. Doen alles alleen, want niemand kan dit soos jy doen nie. Ek doen eerder 'n ding maar, want ek weet dat volgende persoon gaan dit nie ordentlik doen nie. Daai tipe gevoel. Jy het 'n minderwaardigheid, niemand sal jou weer seermaak nie. Jy besluit nie,
Jy gaan nie op daai plek nie. En dan jouself bejammer. Dit is, jy bejammer jouself oor jou situasie. En dan het ek hierso, wat is hoop? Hierso het ek 'n prentjie. Ek gaan nou maar in Engels lees, of kan jy? Ek ken nie om nie. God is the only one who can make the valley of trouble a door of hope. Sien, daar is jou Hosea 2 antwoord. vers 15. Ja, daar is die antwoord. Dis die antwoord. Hosea 2 vers 15. Wat is hoop? As jy geen hoop het nie, of jy voel minderwaardigheid, onveilige gevoel, wat vrees aan jou aanwakker, skuldgevoelens, as jy byvoorbeeld iets dalk vir iemand gesê het, en daai persoon het dit nou nie sleg opgevat, maar jy het heeltyd hierdie skuldgevoelens in jou, of iets wat in jou verlede gebeur het, en dat jy regtig miskien iemand per ongeluk seer gemaak het, nou het jy die gevoele in jou, jy het dalk die persoon seer gemaak, en dan hou jy nou nie op om daaraan te dink nie. En mens moenie, eintlik moet jy maar na die persoon gaan dink dat, en nie hoor of die persoon dit dalk verkeerd opgevat het, of wat ook al. Mens moet dit seker maar uitsorteer, dan gaan daai gevoelens weg. En dan selfbejammering. O ja, ek het mos ja, selfbejammering. En dan oorwinning oor verwerping is les 2. En dan wil ek julle van die Bybelfigure vertel wat ook verwerping ondervaar het. Dis nie net ons nie, almal het. Selfs die belangrike profete, selfs God het, maar ek gaan dit nou vir julle lees. In die Bybel het figure soos Jesus, Josef, die profete en selfs God self verwerping ervaar, wat die menslike neiging beklemtoon om goddelike boodskappe en gesag te verwerp. Hier is meer gedetailleerde, kyk, gedetailleerde, is reg? Byvoorbeeld Jesus het verwerping deur sy eie familie, sy gemeenskap en die godsdienstleiers van daardie tyd in die gesig gestaar, wat uiteindelik tot sy kruisiging gelei het. So hy het self verwerping gehad, maar hy het geweet hoe om dit te verwerk. Hy het gesê, vergewe hulle toch, want hulle weet nie wat hulle doen. So ons moet ook maar so wees. Josef wie se verhaal in Genesis is deur sy broers verwerp, wat hom in slawerny verkoop het. Maar kyk wat het toe gebeur, toe die slegte goeie geword. Ja. Ja. Ja, hy moes gepers word, waar hy gekom het, en toe op die ou einde, toe buig hulle voor hom, want wat hy gedroom het. En hulle was jaloers daarop, en toe uiteindelik het hulle ook besef, wat het hulle gedoen. Dis eintlik so 'n mooi storie, né? En die volgende blaai. Die profete. Dit is nou soos, jy weet, die Ou Testamentiese profete soos Samuel, Moses, Elia. Elia was dan depressief. En ander is dikwels verwerp en geminnig deur die mense na wie hulle gestuur is. So hulle het ook gekom en teenkanting gekry, soos Moses. Toe hy afkom, toe hulle nou so waar ek goue kaap daar. Toe gooi hy sommer die 10 gebooie stuk. Sien, hy was ook, maar hy het hulle vergewe, want hy het toch vir God gevra, moenie hulle straf, want God was baie kwaad. En hy het toch maar gesê, vergewe hulle. So, ons moet hulle volg, soos wat hulle gedoen het. En dan God self. Selfs God het verwerping ervaar, soos gesien in die Israeliete se herhaalde ongehoorsaamheid.
en gebrek aan geloof, soos uitgelig in Numeri 14 vers 11. Ek wonder, moet ons sommer lees, Michael? Dankie. Want hoeveel keer was God kwaad? En dan het Moses hom gesê nee. En Abraham ook. Verstaan jy? En Sodom en Gomorra. Gemaak het, dit is met Noag se ark. Ja. Ja. Is jy daarby? Okay. Sê. Julle dis Numeri 14 vers 11. Daarop het die Here aan Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Jy sien, is baie mooi. Ek het nou nie die skrif hier nie, maar julle sal gaan oplees, nê? Want julle het mos die kopie. Okay, dan Moses het 'n herhaaldelike verwerping voor Farao ervaar. Hoeveel keer? Hy wil nie eerstens nie gegaan het nie, wat hy het gesê hy het 'n spraakprobleem. Maar toe moes hy gaan. En hy moes elke keer, hoeveel, as jy amper is 10 keer wat hy moes gegaan het voor hom. Ek sal seker by die tweede keer opgegee het. Nee, hy was herhaaldelik verwerping gekry. En dan sê Farao nee, nou kan die volk trek en dan onttrek hy hom weer. Dawid het verwerping verdien van koning Saul, wat jaloers was op hom en probeer het om dood te maak. Dawid het baie verwerping gehad. Deur Saul, en baie, ek het lees 'n bietjie baie van hulle nou. Hy het maar baie verwerping gehad, hy moes maar baie vlug. En dan Hagar is deur haar meesteres verwerp. Hagar was Sara se slavin. En toe sy nou 'n baba gehad het by Abraham, en Sara kon nie, toe Sara begin met haar lelik werk, gesê sy moet weggaan en alles. Petrus, wat sy liefde en toewyding aan Jesus ywer as enige ander bely het, sou selfs 'n assosiasie met hom binne 'n kwessie van ure verwerp. Selfs Petrus het, ja. En Paulus, die apostel Paulus, is deur een groep mense gestenig, uit die stad gehardloop en net met sy lewe ontsnap deur in 'n mandjie oor die muur gelaat te word. Sien, hulle het al hierdie ervarings gehad wat verwerping is. So ons sal dit nie vryspring nie, maar ons kan oor dit kom. Verwerping beteken genesing vir die verbryselde hart. En toe het ek Psalm 147 vers 3, waar hy sê, hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Jy sien die belofte is, hy sal jou wonde verbind. Daai wond wat so oop is, as jy net terugkeer na God. So, die volgende een is dan omgewingsfaktore en traumatiese ondervindings wat 'n rol speel. Dit kan in die moederskoot gewees het, geldskaarste, wat die ouers gesê het, maar ons kan nie nou nie, want daar is nie geld nie. Hulle het nou net getrou byvoorbeeld en daai tipe ding. As konflik, onbeplande baba, jy kan dit ook sê, en dan hoor die kind dit, verkeerde geslag, sê nou maar, jy wil 'n seun gehad het, en nou is dit 'n dogter, en nou sê jy dit dalk, nou hoor daai dogter. Fisiese agterstand. So, byvoorbeeld, as dit is hoekom daar abnormaliteite
voorkom wat 'n rol speel, soos byvoorbeeld die Downs, wat noem mens dit, Down syndroom, en allerhande, jy weet, jy kry mos pigmentasieprobleme, en daar's baie goed wat kan gebeur in die moederskoot, en ek dink dit kan wees van verwerping, wat jy dalk, maar hulle kan gelukkig vandag dit mos agterkom as jy mos sona doen, nee. As 'n kind nou Down syndroom is. Maar is dit nie dalk toegelaat dat die ouers dalk, is dit werklik 'n oorerflike ding? Ja, mens wonder baie keer. En dan harde woorde, verbal abuse, of die swart skaap. Ja, en en dan sê jy dit dan voor daai een op. En dan word daai kind dalk ook 'n swart skaap van die gesin. Huweliksverraad, geestelike verwerping, velkleur. Ek wil net hierso sê dit beteken soos 'n fisiese verwerping. Jou reaksie op verwerping bepaal jou geluk in jou hele lewe. So, dit kan jou reaksie wees. En dit kan bepaal of jy 'n goeie lewe gaan hê of nie. As jy bepaal dit gaan nie so wees nie, dan gaan jy maar net heeltyd in verwerping voel. En liefdeloosheid. As jy nou hinker na liefde en jy kry dit nooit. Die uiterlike reaksie van verwerping is soos rebellie, seksuele losbandigheid, kerkloosheid, hoogmoed, onbeheerbaar, jy gaan maar net aan soos jy wil, en drang. So dis alles, jy vlug na dit, om die seer in jou binneste, veral mense wat drink, hulle ontvlug met dit. En of hulle is rebellie, of al die tipe goed is wat hulle die verwerping mee verberg. Reaksies van verwerping, dis nog steeds die reaksies wat net oorloop, verbittering, jy is verbitter, ontsnapping, jy wil ontsnap van alles, van die wêreld, verdedig jouself teen kritiek of oordeel, geen vertrou of geen respek, jy het nie vertroue of geen respek, ek dink vir jouself en vir ander mense, en jy het aanvallende maniere, weglopery, kinders kry dit baie keer, as hulle jonk is, en die ouers is die hele tyd, wat die ouers op hulle is, dan sê jy, ek weet, sê jy gaan wegloop, maar baie keer kan dit die ouers wees, wat die kind, ja, wat wegloop. Ek wonder of daar nog kinders is wat wegloop. Die pad van ontsnapping, om te ontsnap van daai verwerping, wat jy aan 'n paadjie kry, wat jy wil volg. Altyd op die verdediging, is altyd wil, as iemand sê, dan sê jy op verdediging. Verdedig ander mense, verloor respek in jou vertroue, of jy het 'n harde hart, jy het 'n minderwaardigheidskompleks, skuldgevoelens oor iets wat dit is ook, want jy bly nou daai skuldgevoelens oproep, en dis jou pad van ontsnapping, en jy hou aan met dit, plek jy dit eerder ophou, en dan 'n nuwe pad volg in die bo. Jy wil shine vang. En dan hier's warm of koud, ek het dit bietjie uitsorteer, ek het geskryf,
persone wat beroof is van liefde, veral in die kinderjare, wat hulle toekom is, liefde wat hulle toekom, is blootgestel en is kwesbaar vir die verleiding van seksuele sondes. Hulle probeer om liefde te soek. En dit kan jou warm of koud maak. Verstaan? Dit is nou maar dit, dan soek jy liefde, en dis nie eintlik werklik liefde nie. Ja, jy bly in verhoudings gaan, en jy bly liefde soek, en dit repeat net die hele tyd, dit herhaal net dieselfde ding oor en oor. En jy moet tot op 'n punt kom wat jy besluit, maar nee, ek gaan nie nou verder met dit nie, ek moet my reg kry. Ja. Versteekte gevoelens. Jy versteek jou gevoelens. Jy's in jou eie gevangenis. Waar jy is, maak nie saak of jy tussen mense is nie. Jy sit in jou eie gevangenis, 'n muur om jou. Gee jou eie identiteit weg. Dis soos multipersoonlikhede. So jy's hier so by mense met daai, en jy het maskers op. En dan isolasie, dis ook mos maar op jou eie, isoleer jou van mense af. Jy is nie werklik in gesprek met hulle nie, jy sit maar net een kant en jy isoleer jou heeltemal. En dit is baie keer wat die mense dan dink jy is hoogmoedig, omdat jy nou nie wil meng nie, maar eintlik het jy verwerpte gevoelens en so aan. Geestelike verwerping. Begewe en vergeet. En dan het ek hierso, jy word liefdeloos, verloor jou geloof in God, jy word geestelik verbitter. Jy verloor jou geloof in God, want omdat jy so verwerping voel. En dan word genees van elke wond. Kies om te vergewe, maar te vergeet ook. Ja. Die vloek van op eie krag of op vlees vertrou, om op jouself te vertrou. Jy weet, dink jy sal self die situasie oplos. Niemand kan jou help daarmee nie. Net jy maak nie staat op God om jou te help nie, en al daai. Moenie jou hart vertrou nie, want die hart kan bedrieglik wees. In benoudheid, as jy benoud voel en benoudheid oor al die goed wat met jou gebeur, gaan eers na God. En dood is seder waar verwerping ervaar word. So, as jy iemand verloor het, dan is dit dis 'n groot verwerping, en dis 'n groot werk om dit reg te kry. Maar mens sal daaraan dink, jy gaan tye hê waar jy daaraan dink, maar jy moet dit leer om nie hartseer meer daaroor te wees na ruk. Ja. Ek weet dit is sleg, mens kry baie keer 'n paar trane of 2 en dan gaan dit weer oor. Dit gebeur. Maar soos ek sê, as daai dag dan so sleg is, ervaar net dat dit môre gaan beter wees. Maak van daai dag dan wat jy kan doen, maar moenie terugverval na waar jy was. Want mens gaan sulke situasies kry. Maar dink net daaraan, môre is daar weer nuwe krag, nuwe alles, nuwe dag. Want as jy in God glo, gaan daar 'n nuwe dag wees. Ja, as ek dink aan alles wat nou in die lewe gebeur, dink ek die mense, ek weet hulle het al hierdie goed ontsnap, as mens nou in 'n terme so daaraan dink. Al die goed. Eintlik, party mense, as iemand doodgaan en hulle het 'n begrafnis, dan is hulle eintlik gelukkig, hulle maak dit 'n gelukkige, wat noem jy dit? Ja,
Dan wonder ek altyd, hoe kan jy, maar dit is eintlik sekere goeie gebeurtenis wat so, want ons wens dan partykeer ons is daar. As ons bewerk voel. En dan is dit net die laaste twee, en dis maar net as gelowige, kan ek nie meer sterf nie. Dit is as jy gelowig is, en dis maar, hier's net twee prentjies by, en dan die laaste prentjie, is die ene, ons gebed vandag is unity almal, saam om volle genesing te ontvang. So, ons gaan almal genesing ontvang, ons moet net daaraan glo in unity. Ja.